Jesus. It is just your power, Lord. Hallelujah. It is your power, Lord. It is your power. Speak, Lord. Ik zal eens die kan zeggen bij omkant van maar als ze niet in je Ja. Maar je moet altijd gevolg wees met je woord van je. Je moet altijd een connectie met je woord. Yes. Zo als iemand je opbouwt ook vooral je woord te brengen moet je geven kan. En vanmorgen wil ik de woord wat ik ga bedienen. Wil ik titel de gunst van de Here. Oh, Jesus. Maar ik wil jullie net terugvat eerst naar die schepping van die aarde toe. Jesus. Waar die Here een woord gesproken in die hemelruim bestaan. Biljoenen planeten, sterren bestaan uit die woord wat hy gesproken. Toen hij aan die aarde praat, die aarde voortgebracht wat hij gesproken. Zo groot en almachtig is die Here wat ons dient. En wat hier oor net draai na die guns van hom toe wat alles gemaakt het met een woord wat uit zijn mond uitgekomen. Ik denk de manufacturer van die stoel heeft je woord gesproken en die stoel heeft ontstaan. Er was plannen opgetreden, dat was design. Hoeveel gewicht kan ik dragen, hoeveel dat, hoe moet je, wijd moet die poot uit elkaar hebben. Maar die Here had geweet door die woord spreken, alles ontstaan, alles is perfect. Perfect, yes. Dat is die God wat ons doet. Zo waar. En toen hij ziet die aarde is alles mooi en alles is perfect. En hij afgekomen aarde toe. En hij heeft die mens geformeerd met zijn handen. Hij heeft die woord gesproken. Hij heeft actie ook uitgevoerd. Hij wil niet net iets zeggen dat ontstaan. Hij werkt zodat iets op jouw handen werkt. Dus ik wat te welder is als ik iets bouw met mijn handen, dan kan ik terugkijken en zien. Ik heb die ding gebouwd met mijn handen, man. Dus dat is goed. Ik is trots op mijn handen weer. En toen de Here ons vorm en hij terugkijkt, hij is zeker ook gevoeld. Maar hij is trots op wat hij gemaakt heeft met zijn handen. Het is een God wat ons dient, wat zijn handen veel gemaakt heeft. Ongeacht of wij weten wat ons gaan doen om te leren te stellen, en hij nog steeds zijn handen veel gemaakt voor ons. Hij heeft zijn ziel gestuurd om bebloed te worden, om gemarteld te worden voor ons. En ik noem een dag aan een pastoor, ik zei voor hem, Here weet precies wie gaan het maken, je mag toe, de Here weet precies wie gaan jou toe. Maar die Here geeft nog steeds een opportunity. Ja, genade. Net om zijn handen schoon te om veel te kan wijzen als je die maakt, je mag toe niet. Hier heb ik jou die kans gegeven. Genade. Maar je hebt het gegeven. Dat is een God wat ons dient. Hij geeft jou kansen, hij geeft jou kansen. Want hij is lief voor ons. Ik wil hier, als ik nou een hek bouw, iemand moet mijn hek komen afbreken. Want dat is mijn handen weer. Ik ga naar het ziel voelen. Hoe voel je Here als ons om te leren stellen of hij wil er nog virus waar hij met zijn handen gemaakt heeft. Hij skrifgedeelte is uit
1 Samuel 13 vers 4. En dat is waar voor dat was koning Saul dat regeerde. Hij was ooit, weet ik niet, maar Saul was ook een wachter. Ja. Maar hij had bokken opgepast. Halleluja. En hij had ook guns in die oog van die Here gevind. In sy jongmanskap het hy guns gevind in die oog van die Here. En hulle het baie gevegte gehad met nasies. En Saul kom, die profeet sê vir Saul dat hy moet alles destrooi van die enemy. Hy moet niks agterhou nie. En voordat kan jy, as jy gaan teruglees, kan jy net gaan lees dat Saul het gedoen net wat die Here gesê het dat hy moet doen. En dan het die Here hom elke male sy vyande in sy hand gegee, want hy was gehoorsaam teenoor die Here. So die guns van die Here moet op jou rus as jy gehoorsaam is teenoor sy woord. Yes. Die Here kan nie sy guns weghaal as jy gehoorsaam is. As jy ongehoorsaam is, dan kat die Here. Dat is wat met Saul gebeur het. Hy was ongehoorsaam teenoor die stem van die Here en hy het die mooi skape gehou, hy het die mooi vee gehou, want hy wil vir die Here 'n offer gee. Maar die Here het vir hom gesê, alles, tot op die koning het hy gijslaag gehou en gemartel, wat hy van sy vyande. En die Here stel die profeet in kennis vir Samuel. En Samuel moet die boodskap gaan oordra aan Saul. Dat die Here het iemand anders gekies. Want hy was ongehoorsaam toe, onttrek die Here sy guns van sy lewe. Sy koningskap. So dat is moeilik as die guns van die Here van jou onttrek word, dan kry jy swaar. Oh my God. Sy gaan letterlik, dat gaan vir jou voel, jou huismense steen jou, jou vriende steen jou, jou familie steen jou. Want jy is uit die raamwerkheid van die Here, sy guns, toe jy uitbeweeg uit sy guns, het sy guns gebly staan. Jy is weer van sy guns af. Hy het dit nie onneem van jou nie, jy het dit onneem van jou self. Want die Here is hier, 'n God wat teruggaan op sy woord. Sy woord is ja en amen, dit is gestaan. As hy het gespreek, dan is dit vas. Soos met die skepping, dit is vas. Die slim mense probeer nou nog uitfigure hoeveel biljoens sterre en planete is daar. Hy weet presies hoeveel is. En David het die Here, die profeet het vir David gekry in die hande. Maar David se verhaal, toe ons mos klein was, het ons maar nog net die klein goedjies gehoor en die mooi goedjies en alles gehoor van David. Maar as jy kyk, David se broers, hulle was die een makers. So hy was die outcast enetjie. Dis hoekom sy pa, vir my voel dat sy pa was skaam vir hom. Maar sy pa het hom weggesteek, want hy moet nie, die mense moet nog worry van hom, dis hoekom David 'n skaap agter. Maar dat is in die plan van die Here, sodat David die guns van die Here in sy jongmanskap kan vind. Van die Here het die leeu in David se hand gegee, die beer in David se hand. Dis net die guns van die Here wat dit kan doen. Om jou begeertes, David, die leeu moes elke maal al skape gesteel het of kom verwoes het van David. En dat moes sy begeerte wees het. Sy kan nie aan hom 'n skaapie kon vat nie, maar my pa gaan van my blameer. So moet jou kry. En ek dink hy moes
saam die Here gedeel het met dit. Wanneer meer en jy pas die skaap op, nou is daar 5 skape weg. Jy as skaapwagter moet terugkom en sê, maar dit het gebeur, nou wat sê jy? Hoekom het jy nie dit gedoen? Hoekom dit? Dieselfde in ons lewe. Ons moet verslag gee om hoekom as die guns van die Here in ons lewe onttrek. Maar die guns van die Here was so op Dawid se lewe en daar's 'n series wat uit is House of David. En ek kyk dit gaan oor Dawid en Saul. En ek kyk en ek was excited om dit te kyk. En elke keer as 'n episode kom, ek gaan net kyk ek al 8 episodes. En ek besef as die Here 'n plan het met jou lewe, dan kan wie maar wat maak. En wie kan maar wat sê. Yes. Jy sal 40 jaar in die woestyn loop. Maar jou destinasie gaan jou uitkom. Yes, yes. As net ons eie skuld dat ons so lank in die woestyn was. As net ons eie skuld dat ons so lank besef het wat die guns van die Here regtig beteken. Jesus. Die guns van die Here is hy wil ons voorspoed. Yes. En nie teëspoed. Jesus. Daai guns is net voorspoed. En voorspoed praat ek nou nie materialisties. Net materialisties. Ek praat van geestelike voorspoed. Ja. Soos ouderling daai gebid het nie net jou brood en water aan jou lewe. Maar die woord van die Here, die guns van die Here, dis waarvan ons gaan lewe. Ek wil net maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Dat is toe Samuel saam met Saul gaan praat. Die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek. En die Here het hom gefors oor sy volk. Hom as 'n fors oor sy volk aangestel. Jesus. Dat is die boodskap wat Samuel vir Saul gegee het. En daar was 'n tyd in Saul se lewe wat Samuel vir Saul moes gaan seën, gaan salf as koning. Voor Saul nog ook aan die oppas van die bokke was, het Samuel hom gesalf. Ja, hy het ook nie geweet. Hoe maak ek dit? Dieselfde met Dawid. Die Here hom gesalf, maar hy was nog steeds 'n skaapwagter. Die guns van die Here is klaar op sy lewe. Maar sy pa en sy broers, so kom nie naby hulle nie. Ja. Toe hulle die oorlog gaan, toe vra hulle kom, maar wat soek jy? Die guns van die Here is op jou lewe, maar wat soek jy? Hier op die, hoe noem hulle die battleground, die battlefield is jy. Die koning van die Here is op jou lewe. Maar jy is op die battlefield wat jy moet wees. Die Here stuur jou in 'n rigting, maar jy wil nie gaan nie. Sy vertraag die proses wat op jou lewe rus. Vertraag jy omdat jy nie, want jy's bang om te gaan fight. Want sy broers was letterlik, kyk, hulle het nou al klomp oorlog gefight by hy tyd, met Goliat, oor die Filistyne. So hulle weet al wat gebeur. En Dawid was maar 'n klein mannetjie. Yes. Hy was maar 'n hooikop op. Ja. Maar as die guns van die Here op jou is, Nou weer nou. dan kan sy maar hoe dun is. Sy kan maar hoe klein is, sy kan maar hoe lyk. Yes. Ja. Sy gaan het oorkom, want die guns Yes. van die Here is op jou hart. Jesus. En wat vir my so fascinerend is wat in sy jong, toe hy gesalf was as koning, sê Samuel aan Saul, hy iemand gesalf so na aan God se hart. Yes. So beteken in sy jong lewe, in die veld, waar niemand hom gesien het nie, het hy die Here ontdek. Yes.
het hy die Here geprys. Halleluja. So jong mense van môre, ongeag waar jy is, Prys U. prys die Here. Prys U. Dien die Here, staan uit tussen jou vriende. Tussen jou broers. Ek was ook jong. Ek was lekker jong. Maar toe kom 'n stadium in my lewe toe wat ek nou so besluit het. Waar stop ek? Ja, tot hier toe. Wat is voordeel ek nou? Toe ek my vrou ontmoet, toe is ek ver van die pad, ver van die Here. En ek het dan altyd vir haar gesê, ek weet die Here gaan my weer red. Amen. As net ek wat onder die covering en van die gunsheid van die Here beweeg, toe moes ek weer 40 jaar vat om dat waar ek nou is weer. Jesus. En toe ek afvallig had, dus ek 'n ouderling. Yes. So ek het onder die covering uitbeweeg van die Here. En dan het my soveel jare teruggesit. En ek was amper 10 jaar afvallig. Het ek myself beroof van die guns van die... Dat was nog, sy hand was nog steeds daar. Yes. Dus ek was daar onder uitgekom. Yes. En toe, alles weer in plek begin val, toe kan ek sien die progress. Yes. Die progress. Ek het gegroei, Dan raak weer makkelijk, dan verbeter. Ja. En in my afvalligskap, was daar nie een vriend van my wat vir my gesê het dat jy gaan moet keer. Nie een nie. En ons allemaal drink saam. Ons allemaal geniet alles saam. En as hy so, ek in my dronkenskap was, had ek altyd ouwens, ek gaan weer keer doen. Maar niemand het hy gepoesie. Nou gaan 'n bietjie nie. So ons moet vir ons vriende kry wat ons stoot. Jesus. Volgende Stoot. Yes. En ons koop laas jaar die motor. Dat is wat vriende, wat ons dan wat sê, dat is my praat nie, man, dat is my praat. En ons het ons die karre maand al gehad. En my een vriend, hy het 'n paar rijgoede. Hy stop, hy kom vir my nog 'n kar. En hy stop by my by die hek en hy sê vir my, ek laat die van my weet, ek kan nie alleen vir jou kar. En ek smile, maar my vrou hulle hoor die goed. Maar in my eenigheid, in my stilte, besef ek, maar dat is nogal 'n bietjie seer man, dat is 'n vriend van my. Maar wat ek besef agterna, as die guns van die Here is op my lewe, as hoekom ek aan 'n kar kan. Toe kan die wêreld was toe, hulle nie van my gedruk om te sê, kokaulier ry nie, ek het 'n kar. Niemand het dat gedoen nie. Maar toe ek weer onder die guns van die Here inskuif, toe bewerkstellige Here dat ek het myself geleer ry. Ek het in 'n bakkie geklim, ek het gestaan en ek het gery. Hak, tak, maar ek het gery. Dat was die guns van die Here. Dat is niet, dat kan niet. Ek het een keer learners gedryf, die tweede keer toe slaap, ek het een keer aan uitpas, ek het geslaap. Die guns van die Here. Toe ek onheil guns uit beweeg het, toe vat dit vir my klomp jare om te weet wat ek nou het. Ja, is nie alles nie. Ja, maar die guns is Maar die guns is daar. is daar, ja. So, as jong mense en as mens, Jesus. moet ons daai Hou. nader beweeg aan die Here, dat die Here vir ons hy kan sê wat hy vir Samuel gesê het, om vir Saul te sê, hy het iemand gesalf so na aan sy hart. My God. Ja, dis in vandag se lewe is niks meer maklik nie. So. Niks is maklik is om 'n werk mee te kry nie. Want die werk sê hulle skaars en matriek het om daar te werk en dat. Maar as jy die guns van die Here op Kan jou niemand lewe, ja. Veraan. dan kan jy alle kan maar sê jy het 'n graad, jy het 'n graad, hoe daar is die Here gesê dat Yes. daai is jou posisie. Yes. Dan That's die keerder sien sommer jy te graad. yes. Hulle sien sommer. Dan sien jy dit chapie. Want
Toe die Here Dawid salf, het Saul geweet Dawid is die man na God se hart. Halleluja. Toe laat Saul Dawid kom na sy paleis toe, want Dawid speel die harp om die boosheid te kalmeer in Saul. Jesus. Dat wat die guns doen van die Here, hy lyf jou op vir jou posisie sonder dat jou opponent weet jy is ek sê so of sy opvolger. Want dat is die guns van die Here wat maak dat jy went to the enemy's camp. Verstaan? En ek vat wat aan my behoort. Dat is die guns van die Here wat sal maak dat regte vriende op jou pad. Dat is die guns van die Here wat maak dat jou ma of jou pa weer respect het vir jou. Want hy drong oukie wat nou nie langs die guns staan, hulle het die respect vir hom. En toe jy onder die covering kom, het hulle weer respect vir jou. Jou pa weet hoe om, as jy in die huis kom, te praat, as alles jy dronken. Maar as jy jou teenwoordigheid net daar kom en dan sê, ek kan nie nou nie, want Jack is in huis. Of het raak sag. So jong soos Ele is, soos ek is ook nog jong, soos ons is. Moenie laat ons die fout maak om onder die guns van die Here weer uit te dwaal. En ek lees net, ek vraag oor aan my vrou, wie was het nou wat die vader is gesalf het, wat hy 'n skaapdingetje aangeraad het, maar ek kom op, dat was Isaac nie, maar ek ga na Esau en Jakob toe. Waar Esau, destijds was het mos jou geboorterecht, zoals sy eerste gebore is, dan is sy die, sy is die opvolger, soos mos in die koninklik is hy, die opvolger. Maar Esau het so honger geraak, dat hy sy geboorterecht verkoop. Word Lensie so. So ons moet op hy stadium kom, laat ons nie honger raak vir die plesier van die wêreld, om dit te verruil vir die guns van die Here. En dat is so maklik deesdae as vir jong mense om in hy te val. Want ek kyk, sosiale media is vol van het. Wat hulle, ons is vanaand in die dans, en môre is ons in die kerk. En dan maak ons video's van alles. Ons wys ek as jy by die konsert, dan wys ek sing in die worship team. En dit is wat die stigma van die wêreld het, is om jou te wys. Sy kan altyd gode dien. Sy kan nie, want die Bybel sê, die Here weet wie syne. En die guns van die Here rus net op die wat syne is. Soos ons kan nie wydsbeen staan, een voet in die wêreld en een voet in by die Here nie. En dan verwag ons die guns moet nog steeds oor ons lewe is. As jy net Dawid se hele leefstyl of verhale gaan lees, dan sal jy sien dat Dawid het ook die Here geval. En toe Dawid die Here begin val, toe begin trek die Here se guns van hom, want hy begin skuif. Maar Dawid so benoud geraak het, toe zag hulle Dawid se kop. Want hulle wil hom doodmaak. Want hy het onder die covering van die Here wegbeweeg. Dieselfde Here wat gesê het, hy's 'n man so na my hart. Moet hom nou beskerm omdat hy verkeerd gedoen. Julle moet net die psalms lees. Dawid vertel sy hele lewe daar. Hoe hy bad en spelonke weg moes gekruip het, maar hy soek nog steeds die Here, want hy weet die Here se guns wag net tot hy moet net terugkom. En dan sê hy moet net terugkom dat die Here weer vir hom protect. Was my weer met vlees. En toe Dawid besef dat wat die Here saak maak in die lewe. Kijk, hij is nog een paar duizend jaar terug, maar dat is vandaag toe.
As jy waar, Dieselfde as net om die guns van die Here op jou lewe te hê. glory, Dat is al wat sin en saak maak vir die aardse lewe. As om die Here in gees en in waarheid te aanbid. Jesus. As om by die voete van die Here te skuil. Ja, ons voel elke dag so gemakkelijk om te voelen elke dag wil, dat is bid, maar dit is waar ze die guns van die Here ontdek weer. Here voel nie vandag so lekker nie. Here die kant toe, Here kan 'n bietjie afgedwaal. Dis waar ze die guns van die Here ontdek. Here kan 'n bietjie siek, dis waar ze die guns van die Here ontdek. Dis waar ze die genesing van die Here ontdek. Dit is waar jy die hand van die Here sien as hy nader na hom toe kom. Want hy sê nader tot my en ek sal tot jou nader. My guns sal tot jou nader. Waar jy beweeg, wees 'n beacon of light vir jou vriende. Glory, Wees 'n beacon of hope vir jou familie. Wees 'n beacon of restoration for the broken people. Jesus. Wees 'n beacon van 'n helping hand to the needy. Yes. Dat is as die guns van die Here op jou lewe is. So waar. Wees as so baie wat kere wat ons het, maar dan gee ons. Jesus. Want dis die guns van die Here. Ek wil nie, Here, ek gaan hom my laaste toenaar aan gee. Hoe nou? As die Here jou opdrag gee, dat jy moet net doen, of het jou laaste is. Doen net wat die Here gesê het, jy moet doen. Want dit, gehoorsaamheid, sê ons is beter as offerande. Dit is deel van die guns van die Here op ons lewe. So wil julle bemoedig, Halleluja. hou vas aan die Here. Jesus. Hou vas, Dina. Hou vas. Jesus. Nog net 'n kort tydjie. Dank sê. Ek dink aan gaan in hierdie kort tydjie, dit gaan nie moeite werd wees as ons vashou. Allei cadeau, Ja. allei plesier van die wêreld. Ayo. Hou net vas aan die Here, sodat sy guns op u lewe en die familie se lewe kan bly. Jesus. Amen. Glory. Halleluja. Amen, prys die naam van die Here. Wat 'n goddelike voorreg vanmôre. Om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Halleluja. Kom ek groet die oudie, is gegroet die ouderlinge vanmôre. Jakens vanmôre is gegroet. Halleluja. Wil spesiaal jou dienste mamma groet. Aan die mooie naam van die Here. Jesus. Dink ek is bekommerd vir die afgelope tyd oor. Ek het dan gehoop en dit lyk die duiwel wil hê ek moet my sien nie. Ek waai en ek roep en ek het die boodskap gegee ook oudie. Ek wil besonder soos jong mense groet vanmôre. Ek wil eintlik dankie sê die jare dat jy nie die vloek opgemaak het nie, want ek wil so inskakel by die boodskap. Die bevestiging was Woensdag aan van Saul en David gewees. En ek dink Denner maak die voorstel, wat wil julle hê? Moet die Here vir jou doen. En hierdie een jong man, waar is die kind? Hy vra voorbiddings vir weer. Hy sê, ek wil baie graag weer. En die Here bedien my die hele week met Saul en David. En ek sê vir hom, Boeta, die guns van die Here, die oomblik jy na die Here toe kom, is jy outomaties onder die gunste van die Here Jesus Christus. En dan kan die Here nie anders om vir jou deur te kom nie. Dan kan die Here nie anders om vir jou deure oop te maak nie. Maar jy moet wag op die regte plek. En ek dink hy sal self getuig. Maar ek wil dit net vir jou noem. Dis die Here. En ek dink, wanneer kom hy hier? Gisteroggend kom hy hier vol van blydskap uit die werk. Amen. Hulle het hom gebel uit die werk gekry. Want ek sien Woensdag aan die kinders mismoedig. Die gevreetjie is van hulle af.
toestemming nodig as hy die guns oor jou lewe gegee het nie. Yes. Daarom is ek vanmôre vir die Here bly. Ek is baie lief vir jong mense, hoor. Want in Dorpsig en Robertson se strate het mamas gedink ek is maar net ongeleer en van my sal daar niks kom nie. Daarom toe ek by die Here uitkom, toe maak ek hierdie belofte aan die Here. Ek sal die Here dien. Ek sal die Here dien tot in lengte van dae. Want luister, voordat die deure aan Robertson se straat vir my toe gaan, toe kom hierdie mooi God my pad langs. En die Here doen 'n mooi werk met my lewe, net so seer oor my nie, maar ek en my mamma moes sterwe te jaken. My mamma moes sterwe sodat my blinde oë kon oopgaan. Want ek het 'n mamma gehad wie die Here gedien het. Ek het 'n pappa gehad wie die Here gedien het, 'n ouderling in Loopstraat. Maar nooit het dit my jong man kind van God gemaak nie. Omdat ek in 'n Pinksterhuis, uit 'n Pinkster mamma gebore uit het nie. En toe dit met my moeilik gaan, toe moet ek hardloop na die Here. Na die Here toe, ja. En toe maak die Here 'n ding, die Here maak 'n ding, die Here laat my mamma sterwe op 59 en amper sterwe in die week. Nee. Amper. Ek is baie siek, ja, ek bly siek. Ek is baie siek gewees hierdie week. En die duiwel het eintlik gedink is verby, maar vanmôre sê die lieddigter, kom die Here in die môre. En die môre gee die Here vir ons nuwe Halleluja. Yes. En ek bedien, wat ek bemoedig die jong mense om 'n psalm te lees. Soos wat hulle noem. Dawid het belydenis gedoen, sy belydenis in die psalm, my sussie. Aan die psalms het hy het die wêreld se tyd in die veld gehad om te bely teenoor die Here. En hy vind dit goed om psalm te skryf. Ek kan gaan lees. Dit het vir my gewerk. Toe ek psalm begin lees, toe hoor ek hierdie mooi lied. Hy versadig my. En toe deel die Here sy vrede met my, die Here seën. Amen. Ja, prys die naam van die Here. Wat 'n wonderlike woord in die mond van die Here het ons sê vir ouderling maak op baie dankie. Dat die Here hom gebruik het. Ek dan Psalm 23 vers 6 sê en goedheid en guns sal my volg. Soos om te worry nie. Dit sal ons volg. Die Bybel sê jy moet net vrede najag. Ja, amen. So die guns van die Here is al reeds op almal van ons. As ons moet net bly onder die cover. Ek dink terwyl 'n ouderling maak op praat van Saul, dink ek dat hulle soveel mense gewen, die Amalite, die Moabite, hulle al die mense het hulle gewen voor hulle gemeet het met die Filistyne. Maar die Here moes 'n Goliat of 'n Goliat moes hy oprig. 'n Onmoontlike taak wat lyk voor jou oë, dis onmoontlik dat ons dit kan wen. Sodat Dawid in sy plek in kan beweeg. Ek wil iemand vandag bemoedig. Miskien is daar 'n stryd, 'n storm, 'n situasie wat vir jou lyk, ja, maar dis groot. Maar die Here wil jou juis deur dit vat, sodat hy sy guns aan jou kan bewys. Kom ons staan in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons staan in die teenwoordigheid van die Here. En ons sal moet die roeping van die Here. As daar iemand is vanoggend wat sê maar die Here het met my gepraat. Ek wil onder die covering van die Here terug beweeg. Ek wil beweeg uit die vloek uit van die lewe onder die seëninge in van die God van Abraham, Isak en Jakob. My God. Dan kan U na vore kom. Dan kan ons bid saam met U. Hallelujah. Kom, die duiwel sê of jy nie kom nie, kom man. Kom. Hoe kan vir jou wat die duiwel nou sê, moenie gaan nie. Wat gaan hulle sê van my? Wat gaan hulle praat van my? O Here, ons sal bid hier op hier. Ek is jammer as ek sê, maar die Gees van die Here oortuig my is nog wat in die bank staan. Wat die Here sê, kom man, kom.
Here, want U is goed. Here, terwyl ons onder die guns van U is, terwyl ons onder die lig van U is, terwyl ons onder die genade hand van U is. Here, is die vyand ook vurig in sy begeerte, Here, om ons ondergang te bewerkstellig. Here, omdat ek vanoggend sien dat die jong mense is in die oorvloed. Die moeders is hier, Here. Weet ek, Here, dat die vyand is nie tevrede met wat hy vanoggend sien nie. Here, maar terwyl ons hande op die jongelings lê, op ons suster lê, Here, verklaar ek die blessing van die Here in meervoud oor hulle lewe, my God. Here, ek bid dat U guns nooit sal onttrek van hulle. In die naam van die Here. Elke minderwaardigheidskompleks wat hulle wil tek om te sê, sy is nie goed genoeg nie. Wat vir jou wil tek om te sê, sy sal dit nie kan maak nie. Ons kanselleer dit in die naam van Jesus. Here, omdat ek weet, Here, dat die planne wat U vir hulle het, is planne van voorspoed, Here, en nie van teëspoed nie. Is planne om hulle op te rig, my God, op 'n sterkte stad, 'n kopermuur, 'n ysterpilaar. Here, die guns van U, Here, is so geweldig op die wat U voorstaan, dat ek die krag van U kan voel, my God. Here, ek bid dat die vier krag van U, Rabashata, Rabashete, Here, dit sal weer daar op hulle. In die naam van Jesus. Geen plafon nie, Here, sien die guns laat val, Here. Dankie, Jesus. Here, ek bid, Here, die wat nog skaam is om te praat van U, ek bid dat U hulle tonge sal losmaak. Jesus naam. In die naam van die Here. Here, iemand se redding is gekoppel aan hulle redding. Vanoggend, Here. Here, ons is vloeke draaiers. Ons is kursbrekers. Here, wat vanoggend hier staan. En elke familie, Here, wat gekoppel is aan hulle, sal kom na die kruis. Halleluja. As gevolg van hulle redding. Dankie, Here. Dankie, Here, my dat mooie hulle God. lig sal deurbreek, Here. Here, vir wat U Dankie, doen Jesus. vanoggend. Halleluja. O Here Jesus. Jesus, Jesus. Here, ek sien hoe raak U hulle aan. Dankie, Here. Ek sien hoe Maar jy sou oor sal dit dan sien, Here. ek sien hoe raak U hulle aan. Halleluja. Ek sien hoe raak U hulle Kom aan. as sayonara. Dankie, Jesus. O Jesus. Almighty God. As daar iemand vanoggend wat sy hart of haar hart vir die Here wil gee, gaan dit nog 'n stap vorentoe. Gaan dit nog 'n stap vorentoe. O Here, ons aanbid U. Here, daar is niemand soos U nie, Here. Een vaste gees, Here. Here, daar is niemand vanoggend soos U nie, Here, niemand wat kan vergeleken word met U, Here. Niemand wat Here Jesus kan staan teen U nie. Niemand, Here, wat kan kom, Here, op U level in my Jesus. Gees van God word vaardig oor. Word vaardig oor. Praat met die Here soos julle is. Verduidelik die Here wat julle wil hê van ons. O Here, as niemand so sien nie. Dankie, Jesus. O Here, baie, dankie Here. Dankie, Jesus. O baie, dankie Here. Dankie, Jesus. O baie, dankie Jesus. Baie dankie, liewe Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Niets, Here. Wat
Jesus. Here ek het baie lank. Jesus. Here ek het baie bagasie. Maar ek kom net soos ek is. Here ek gee my lewe. Jou oor in die hand. Van ek het besef. Ek kan nie op my eie. Ek is swak. Maar ek weet. Met u aan my kant. Kan ek werk. Here ek vra. Dat u in my hart kom woon. Here dat ek altyd met u sal het. Here u vat vanoggend my sonde op en u verwyder dit. Yes, Lord. So ver as die ooste van die weste. En u dink nooit weer daaraan. My gebed is dat ek my ook sal vergewe. En ook nooit weer daaraan sal dink. Dankie, Here, dat u my kom was met die bloed van die lam. Wat nooit sy krag verloor. Ek stap onder die kant. Jesus. Ek stap onder die guns. Ek stap onder die genade. Jesus. Ek stap onder die liefde van u my koning. Vanoggend. Here, vandag. Die 18de Here. Die 18de Mei. 2025. As 'n nuwe seisoen. As 'n nuwe dag. As 'n nuwe seisoen. As 'n nuwe dag. En ek word een met u. In Jesus naam. Jesus' name. Ja, ek bid vanoggend vir die 5 wat hier staan. Ja, ek wil eers dat kom die kortstondige bekering. Dankie, Here. Yes, Lord. Ek wil dit kanselleer in die naam van die Here van die leerskare. In Jesus' naam. Vandag bekeer, môre nie meer, Here, is gekanselleer. Halleluja, my God. Jesus. Elke minderwaardigheid, Here, is gekanselleer in die naam van Jesus. Sy is die kop en nie die ster nie. Jesus. Jy is daarbo en nie onder nie. Jy is uitverkies 'n koninklike priesterdom uit die duisternis uitgeroep tot in die wonderbaarlike lig. Here, terwyl hulle name vanoggend opgeskryf word, bid ek my God, Here, dat U hulle die krag sal gee om aan te hou, uit te hou, deur te druk in die naam van die Here. Here, raak hulle monde aan met 'n koel van vuur. Skep in hulle 'n rein hart. In Jesus' naam. In die naam van Jesus. Here, was ons nie hier. Was hulle, Here. Jesus. Here, ek bid terwyl die wêreld gaan kyk na. Yes, Lord. Wat ek dat hulle die vrug wat was by bekering sal probeer dra. In die naam van die Here, van die leerskare. U doen 'n nuwe ding. Dankie, Jesus. U is besig met 'n nuwe ding. Halleluja. U is besig met 'n nuwe ding. Here, ons is so dankbaar vir U vanoggend. Dat U ons ontmoet het, Here, met die plek van ons behoefte. Here, ek bid vir elkeen wat vanaand of vanoggend in die vertrek is. Ek bid, Here, dat die seën van die Here op hulle sal bly. Jesus. Ek bid dat die seën van die Here op hulle sal Ons bly. stem saam, Here. Yes, Lord. Die seën van die Here wat moeitevolle arbeid niks byvoeg. Dat hy seën sal bly. Halleluja. Here, die kerk van U gaan groei. Yes, Lord.
In die naam In van die naam van Jesus naam. Ek bid Here dat ons nooit sal vergeet nie. Elkeen van ons wat hier staan, om ons Bybel te lees en te bly bid. Yes. Dat ons kan groei in Jesus. Amen. Amen. Kom ons gee die Here prys. Halleluja. As jy excited vir wat die Here gaan doen. Ja. Kyk, as die Bybel sê dat wat die oog nog nie gesien het, dit wat in die hart van die mense nog nie opgekom het, is dit wat die Here gaan doen. En ons, van al wat ons maak is, ons sit met ons verkykers en ons kyk. Hier kom die Here, hier kom hy. Tot binne in Jerusalem sê die koning. Kom ons sit ons hande in die lug. Kom ons spreek die seën van die Here uit. Die Here behoed U en die Here bewaar U. Mag die Here sy aangesig oor die skyn en die vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en sy liefdevolle gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met een en elk van ons, totdat Jesus terugkeer op die wolke. En almal wat die koms van die Here verwag, sê eendragtig Amen. Amen. Be blessed, be blessed. Liefde, lekker drukkies aanskud. Woensdag aand is ons hier.